ons 'n eer en 'n voorreg om julle te ontvang. Ek weet nie of jy besef, vrou, dat jy deur God gekies is om hier te wees nie. Hier in Voice glo ons dat niks toevallig gebeur nie. Heilige Gees roep spesifieke vrouens vir spesifieke geleenthede. En vanmôre is dit jou geleentheid om hierdie ontmoeting met hom te hê. Hierdie afspraak het jy nagekom. En hy's getrou en regverdig dat hy met jou sal ontmoet. So, ek wil net 'n paar goed afhandel. Die badkamer sal gesluit wees. Daar hang 'n sleutel as jy by die deur uitgaan. Jy vat die sleutel, dis die rooi sleutel, jy sluit oop. As jy klaar is, sluit jy weer toe en hang hom weer daar. En dan, die wat wil water hê, is baie welkom om vir jou daar agter te kry. En dan vra ek asseblief dat alle selfone op silent mode gesit sal word nou, sodat daar geen stering sal wees nie. Baie dankie. Terwyl julle dit doen, wil ek net dit vra. Vrouens is so besig, het altyd honderde talle goed wat hulle moet doen. Wil jy nie vanmôre net vir hierdie 2 ure net op jouself fokus? Hierdie tyd is afgesonder net vir jou. En dit hang van jou af of jy hierdie ontmoeting die moeite werd gaan vind. So maak jou hart oop, maak die stemme stil, maak al die emosionele woelinge stil in hierdie oomblik. Kom ons bid saam. Almagtige, oppermagtige Vader, Jesus Christus, die liefling van ons siele, kosbare Heilige Gees, U wat werk in krag en heerlikheid. Dankie vanmôre dat ons as 'n liggaam hier teenwoordig is. En ons verwelkom U as die hoof van alles, om U ereplek te neem vanmôre. Ek bid, Heilige Gees, dat U in hierdie oomblikke sal beweeg van sitplek tot sitplek. En elke vrou vanmôre sal aanraak op die eie sagte, wonderbaarlike manier. Ek vra vanmôre dat U die salf sal uitgiet in elke hart, sodat dit haar salwing sal word. Ek bid vanmôre vir die oopbreek van die hemel op aarde. Ek bid vanmôre vir 'n transformasie in die posisie van elke vrou. Vrou, waar is jou kroon? Dat U vanmôre deur U kosbare werking hierdie vraag vir elke vrou sal antwoord. Dankie vanmôre dat U so teenwoordig is. Ons is so intens bewus van U. En laat elke ding wat vanmôre hier gebeur, tot lof en eer van U heilige naam sal wees. Ons bid dit in die mooiste naam van Jesus, ons Messias. Amen. Nou, geen vroue funksie. Ek wil net eers dit sê, julle lyk ongelooflik. Ja, die Here het julle wonderbaar mooi gemaak.
Nou geen vrouefunksie sal 'n funksie wees as daar nie 'n ou geskenkie uitgedeel word nie. Nou, ek het 4 vrae en ons het 'n kompakte oggend, so ons gaan dit so vinnig as moontlik vir julle afhandel. Ek wil hê die eerste vrou wat 'n hand opsteek en 'n antwoord kry, gaan 'n antwoord gee, gaan 'n geskenkie kry. Julle eerste vraag vir môre. As jy enige huishoudelike taak kon verbied, wat sou dit wees? Jy was huis skoonmaak. Dis joune vir môre, my skat. Daar sê wonderlik. Ja, ek stem met jou, hoor. Die tweede ene. As jou lewe 'n TV-program was, wat sou die titel wees? Wat sou Christa? Dat sy. Awesome. Gee net vir asseblief, lief. Wat kan 'n vrou doen wat 'n man nie kan doen nie? Awesome. Dankie. Ons laaste vraag. Wat was jou bynaam op skool? O my aardendal. Ek dog myne was Pelou, ek dog dit was erg, maar joune is about net so erg, hoor. Wonderlik. Nou vrouens, ons het 'n gasvrou aan elke tafel. En ons het vir daai gasvrouens jou kroon se betekenis laat uitwerk. Elke vrou het 'n letter gekry en 4 woorde om jou kroon vir jou te verduidelik. En ons gaan hulle na vore roep. Die eerste een is Adele, J. Jubelende, joviale, jeugdige, ja. Ja, die joviale, jubelende, jeugdige vrou wandel met geloof, liefde en vreugde deur die lewe. Leonora, O, omgee, ondersteun, onafhanklik, onbeperk. En my sin is gekroonde vrou, dien met 'n omgee hart en ondersteun met empatie. Jy is onafhanklik van wêreldse goedkeuring. Heilige Gees krag in jou is onbeperk, dien met passie. Petro, u, uitbundig, dis sy, uitstekend, uniek, uiteindelik. Unieke dogter van Yahweh. Uiteindelikheid is jy op die plek in jou lewe waar jy uitbundig uit jou maag uit kan lag, met die wete dat jy vry en bemind is en dat jou toekoms lyk uitstekend. Pragtig. Christa, K. Kalm, kampioen, keuse, kreatief. Almal se sinnetjies is nou so mooi lank, nou wonder ek. Maar ek dink hierdie een sal die kampioen, né?
het bewys dat sy kalm en kreatiewe keuses maak. Wonderlik, nie? Tilla, R, reg, romanties, ruim en rus. In ons Christelike huis probeer ons altyd reg leef. Romanties, liefde met respek wys, ruim teenoor ander wees en rus in God se vrede vind. Ja, amen. Anneke, oorwin, onvergeetlik, opreg en opwindend. Vrou, leef opreg, groei opwindend, skyn onvergeetlik en oorwin elke uitdaging met geloof. Mimi, nog 'n openheid, onpartydig, ontvanklik en onweerstaanbaar. Onweerstaanbare hemelse skatte val maklik in 'n oop hart wat onpartydig en ontvanklik is. Amen. Susara, en naby, natuurlik, nuttig, netjies en noodsaaklik. Dit is noodsaaklik dat wanneer jy na jouself van naby kyk, dat dit natuurlik en netjies moet voorkom, sodat jy nuttig kan wees vir ander. Kosbaar. Ja, dit spel jou kroon. Dis die kwaliteite wat jy dra, wat jou kroon voorstaan. Ons wil net daai mense kans gee om te sit. Goeiemôre. Dis vanmôre vir my 'n wonderbare eer om ons spreekster voor te stel. 'n Vrou uit God se hart. 'n Vrou wat hierdie kwaliteite dra omdat sy weet sy is gekroon. Sy is 'n spreekster wat reg oor Suid-Afrika al bedien het en nog gaan bedien. En ons as Voice het die voorreg dat sy ons leier is. En dat ons werklik haar voorbeeld kan navolg. Ek roep vorentoe Madeleine Pretorius. Se aan. Julle hoor my. Ja, dis ons het. Voordat daai sang begin speel, wil ek net ook sê ek is bevoorreg om vanmôre 50 van die mooiste vroue in Helderberg
vir mekaar te hê. En Leonora het al gesê, julle lyk almal pragtig. En ja, ek stem saam. En ek gaan net my hart vanoggend met julle deel. Want ons staan voor 'n vraag. En 'n vraag moet 'n antwoord kry. En rondom dit, sal ons vanoggend kyk. Vrou, waar is jou kroon? Luister net eers hierna. Heaven once called out your name, but life has covered your flame. You were chosen, you were known, before fear made you feel alone. There's a whisper in your soul, calling you back to be whole. Woman, where is your crown? It never fell to the ground. It's been waiting for you to remember what's true. Rise up, daughter. Crown for your place. You've worn shame like a veil, believed every painful tale, but truth is brave. Fell to the ground. It's been waiting for you to remember what's true. Rise up, daughter, arise. See through heaven's eyes. You are clothed in His grace. There's a crown for your place. Take off the ashes. Wear beauty again. Let healing begin. Let healing begin. The life not enough ends right now. He's placing it back. Your crown. Solidikumi. Little girl arrives. The crown was never lost, only forgotten. Woman, here is your crown. He is placing it now. You are seen, you are known. You are never alone. Rise up, daughter, arise. There is fire in your eyes. Walk in all you're called to be. Crowned in dignity.
Vrou, waar is jou kroon? Ek wil net iets sê op hierdie sang. Ek het hom self geskryf. Want toe ek die ontdekking maak van dat ek in die spieël moes kyk en deur Heilige Gees gekonfronteer is rondom waar is jou kroon? 'n uitdaging van jy is veronderstel om jou kroon te dra. En ek moes antwoord. En ek kon nie, want ek het vergeet dat ek 'n kroon het. Nou toe ek 12 jaar oud was, het ek ook die drome gehad. Ek dink vanmôre, elke vrou, as ons eerlik in ons harte wil wees, het ons daai dogtertjie beeld van 'n prinses, van 'n kroon. Dansend voor die spieël, rondom talie draai, met die wete eintlik, ek is 'n prinses. En ek wil tog so graag 'n kroon hê. Dit laat my dink aan toe ek nog iets koner gehad het en ons baie kinderpartytjies moes doen, was die meeste kinderpartytjies vir die jaar, as dit by dogtertjies gekom het, prinses. Of dit nou die Disney animasie prinsessies was, dit maak nie saak nie. Hulle wil 'n prinsespartytjie hê. En ek het gaan wonder oor dit en ek het besef dat dit is eintlik 'n universele inplanting in elke vrou, dogtertjie se binneste. Ons is deur God so geskape dat ons 'n kroon wil hê of dat ons 'n prinses wil hê. Vrou, waar is jou kroon? Herstel jou identiteit, jou waarde en jou posisie. Jy kan die eerste skyfie vir my opsit, dankie. En dan sal ons kyk na hierdie volgende videoetjie. Dis 'n vraag wat geantwoord moet word. En ek het, toe ek antwoord en ek besef dat daar tye was wat ek toegelaat het, dat deur omstandighede, goed wat met my gebeur het, my kroon verloor het, my kroon vergeet het, en toe tot die besef gekom, maar eintlik is ek nog voor die grondlegging van die wêreld, is ek al gekroon. En ek het nogal gedink met vanoggend, toe ons nou, ek begin in my gees die gedagte kry rondom vrou, waar is jou kroon, dat ek vanoggend die vroue kan kroon. En duidelik moes ek hoor, you do not have the authority to crown any woman, because they are born with a crown. En ek moes my arrogansie bely. En ek moes besef, dis nie my plek nie. Al wat ek vanoggend moet kom doen, is om jou daaraan te herinner, dat jy is gekroon. Dit maak nie saak, ek het dit ook gesien met die kinderpartytjies met dogtertjies. Het ek baie
partytjies moes doen vir special need maatjies. Die dogter is miskien 14 jaar oud, maar verstandelik net 4 jaar oud. Haar begrip. En as daar gevra word, wat is die tema? 'n kroontjie. Party kon nie eers praat nie, maar dan wys hulle net, dan weet ek, daai is 'n kroon. I want to be a princess. Ongeag die kognitiewe omstandighede, ongeag wat die special need is. En dit het my net weer herinner en dit in my hart vasgemaak. As dit dan so is, dat selfs 'n special need dogtertjie van 14 jaar oud, maar met die verstand van 'n 4-jarige, sy met dit dan ook gebore is. Ek het ook, my kroon was geskuif, toe ek 12 jaar oud was, en my ouers geskei is. En my pa ons gelos het met my ma vir iemand anders. My pa was my hero, baie van julle het nou al bietjie die agtergrond rondom dit. Maar as ek dit nie kan gebruik nie, en daaroor praat met 'n heel hart nie, dan gaan ek nooit weet en weer besef who I am, what is my identity. En ons moet daai identiteit, jou waarde, jou posisie moet herstel word. En net jy kan dit vanmôre doen. Because you're already crowned. En ek wil jou sê, jy het jou kroon, jy het vergeet, jy het jou kroon. Want 'n vrou vergeet nie haar kroon op een slag nie, of op een dag nie. Sy lê dit stukkie vir stukkie neer. Jou identiteit, jou waarde, jou gesag, jou bestemming, dit waarvoor God jou aarde toe gebring het. Jou vrou wees, stukkie vir stukkie vir stukkie. En dit moet herstel word. Eendag, toe my pa se een broer, hy het nou hierdie jare 100 jaar oud geword. Beautiful. En hy het ons kom besoek hier in die Kaap, my ouers was reeds uit mekaar uit, en ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Ons het so gesit en kuier, uiteindelik nou maar kom kyk of sy broer se kinders okay is, en so aan. En hy het na my toe gestap. En ons het ek was net 12 jaar oud, en hy het na my toe gestap, en hy het vir my so gekyk, can I use you, darling? Ja, en hy sê vir my, Madeline, en hy vat sy 2 vingers, en hy sit dit onder my kin, hy sê, tel op jou kop, what happened to you, it's not your fault. Min wetende, dat hy eintlik my daaraan herinner het, wat my identiteit is, wie ek is. Ek sal dit nooit vergeet nie. 12 jaar oud, dis die ouderdom, wat 'n dogter in haar puberteit begin ingaan. So ek het hierdie worsteling gehad, ek het hierdie sukkel in my jong dogterhart gehad, van ek was nie goed genoeg vir my pa nie, hy het my weggegooi, hy het my gelos, en ek het hom so nodig gehad. Daai woorde, tel op jou kop, dit is nie jou skuld nie, het altyd in my onderbewuste vasgelê, vasgesit. En ek moet vandag erken, dit het my in 'n mate behoue laat bly. Ek is nie vanoggend hier om vir jou te sê, dat God
gaan jou kroon nie. Because you already crowned. Kan ek gou 'n ander videoetjie kry asseblief? Kyk hier nou. Daar was eendag 'n dogtertjie klein, met lig in haar oë en son in haar brein. Sy het gedans met haar kroontjie van goud, vol drome en laggies en stories oud. Maar eendag het storms te hard begin baai, en woorde soos dorings het diep in haar saai. Jy's nie mooi genoeg nie, jy's nie goed genoeg nie. En stadig het sy begin glo, sy beteken niks meer nie. Toe val haar kroontjie stil in die stof, tussen trane en seer en 'n hart sonder lof. Sy het oral begin soek, in mense en goed, en applous en perfek wees, maar niks het haar heel gemaak nie. Tot sy eendag alleen voor 'n spieël moes staan, nie om haar foute te sien, maar die waarheid te verstaan. Want sag het 'n stem in haar hart gefluister, dogtertjie, jou kroon was nooit weg nie, jy het net vergeet wie jy is. Toe tel sy haar kroontjie stadig weer op, nie blink van diamante, maar sterk deur gebroke hoop, en sy sit dit terug op haar kop. Met nuwe genade en krag, nou stap sy nie meer gebukken van pyn, want sy weet, 'n koningsdogter se kroon kan dalk val, maar haar waarde sal altyd bly skyn. Nou vra ek weer, waar is jou kroon? Waar in die tydlyn van jou lewe, en ek gee vanoggend nie om hoe oud jy is nie. Iewers op die tydlyn van jou lewe, van waar jy jou verstand het, wat jy kan onthou, tot waar jy vandag is, het jy vergeet. Jy het 'n kroon. Jesaja 62 vers 3 sê, jy sal 'n suurlike kroon wees in die hand van die Here. Nie in iemand anders se hand nie, in die hand van die Here sal jy 'n suurlike kroon wees. Hoe vergeet 'n vrou haar kroon? Daar's klomp goed, emosioneel, seer, trauma, verwerping, skaamte. Hoeveel van ons was beskaam op skool? Moontlik kom van julle uit 'n disfunksionele huis uit. Molestasie, verkrachting, harde goed, wat met 'n vrou, 'n jong dogtertjie, kan gebeur het. Jy weet, waar het jy begin voel, jy's nie goed genoeg nie, jy's nie mooi genoeg nie. Jy weet waar het jy begin voel, jy moet kompromie aangaan, jy meet jou teen ander. Die media vandag is so uitdagend in elke een van ons se gesig, en dan begin ons vergelyk. Hoekom voel ek nie goed genoeg in die teenwoordigheid van ander nie? Hoekom moet ek my altyd vergelyk? En dan begin ek stelselmatig onttrek, of ek maak toe,
of ek begin 'n uithandelingsgedrag toon van arrogansie, van rebellie, van om woorde te sê wat seer maak en wat afbreekend is. In steede daarvan om iemand te sien en te sê, hoor jou kroon sit skeef, kan ek hom vir jou net regtrek. Dit kan ons doen. So maar in steede van dat ons dit doen, snedige opmerkings te maak, van mekaar te praat wat swakhede het, want ek het self my eie kroon verwaarloos of vergeet dat ek hom het. In ons emosionele sake, ons emosionele lewe, ons gees, ons siel en ons liggaam, en hierdie goed gebeur met ons. Ons begin leuns glo. En ons glo eerder die leuen as wat ons die waarheid glo. En ek is seker af van elke vrou wat vanmôre voor my sit, weet wat is die waarheid rondom haarself. Maar ek gaan makliker die leuen glo. Want hoekom? Dit het al van klein tyd af, van klein dogtertjie tyd al, het dit in my onderbewussyn, in my onderbewuste gaan lê. En daai Lea seerkabinet het met tyd en oor die jare vol geword. So ek kruip eerder weg. Ek gaan eerder mense behaag, as wat ek my eie waarde en my eie identiteit en my eie grense en beginsels vasmaak of aanbied. Want ek mag dalk net uitgeskuif word. En ek wil so graag inwees. Ek wil so graag ook dat ander van my hou. En met tyd vergeet ek. Weet jy, 'n kroon, ons wat krone gekry het dit nie gekry oor enige prestasies nie. Toe jy 'n ongevormde klomp in jou moeder se skoot was en die almagtige God in die hemel geweet het, jy is 'n vrou. Toe konsepsie al plaasgevind het. He crowned you already. En jy sit nie 'n kroon op 'n kroon op 'n kroon op 'n kroon nie. Dis hoekom die Here vir my gesê het, Madeleine, jy kan nie kroon vir oggend nie. You have just to show them. Jy moet hulle net wys, hulle het vergeet. Hulle het hom en hulle moet hom weer opneem, self opneem. Geestelik, wat gebeur met ons? Ons raak belangeloos. Ons raak onsensitief. Ons raak roekeloos. Ons raak ongeorden. Ons raak ongedissiplineerd. En ons sit met onverwerkte pyn. Dat ons siel so gefragmenteer is, dat hy in stukke lê en ek weet nie om al hierdie stukke bymekaar te maak. En dan kom die Here vanmôre en dit is hoekom hy my gestuur het, om vir jou te sê, jy het vergeet wie jy is. Jy leef benede jou roeping. Jy aanvaar altyd die mindere, in die sin van, jy sal eerder aanvaar as iemand vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie, as wat jy sal aanvaar, iemand sê vir jou, jy's pragtig. Is dit waar? It's true. Want dit is makliker om die leuen te glo. Jy raak stil, of jy ooreageer. Een van die twee. Maar wat is God se waarheid? En dis waarby ons moet kom vanoggend. Psalm 139 wat dit sê. Toe jy 'n ongevormde klomp in jou moeder se skoot was, het hy jou reeds by jou naam geken. En net die betekenis van jou naam alleen is goed genoeg
En as jy dit glo, dat jy jou kroon vanmôre weer kan optel, want dis wat ons moet doen. You have to take up your crown. You have to do it. Jy is gekies. Jy is gesien, jy word gesien. Jy is waardevol. Spreuke 31 vers 10 sê, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo die van korale. En dan kom Spreuke 12 vers 4 nogal, en dit is vir my baie mooi. Spreuke 12 vers 4 sê dit. Hy sê die vrou is die kroon van haar man. Nie jy word dit nie. Jy is, en is 'n teenwoordige tyd. Nou baie interessant, daai kroon in Spreuke 12 vers 4, die Hebreëse woord vir daai kroon, is atara. And it's beautiful. Dit beteken actually a spiritual crown. Nou kan jy dalk dink, maar ek is nie getroud nie, of ek het nie 'n man nie, of ek is 'n weduwee. Jy is 'n vrou. Ongeag jou status. Dis net 'n bonus vir 'n man wat 'n deegsame vrou vind. Haar waarde is ver bo korale. Daai selfde skrifgedeelte sê, daai kroon, wat daai kroon beteken, is waardigheid, integriteit, respek, en ek kan aangaan met so 'n lang lys. Dis wat daai kroon beteken. Maar dan gaan hy verder, en dit klink amper teenstrydig, as hy sê, maar 'n vrou wat nie deugsaam is nie, is soos die verrotting van gebeente. Dit klink verskriklik. Wat sê dit eintlik? 'n Vrou wat haar identiteit verloor het, 'n vrou wat nie besef wie sy is in Christus nie. En die dames het jou kroon baie mooi uitgespel met baie positiewe goed. Die vrou wat nie daai besef, dit aanvaar en erken nie, in haar optrede, in haar uithandelingsgedrag, word sy eintlik 'n verrotting. Want al die seer, al die lelik, dit wat met haar gebeur het, wat haar kroon geskuif het, of wat gemaak het dat haar kroon afgeval het, of dat haar kroon, sy vergeet het sy het hom. Dit veroorsaak verrotting. En die woord van die Here sê mooi vir my en jou, soos 'n man of 'n vrou of 'n mens in sy hart dink, so is hy. Vroue, jy het nie jou kroon verloor nie. Hy's nie weg nie. Jy het vergeet, jy het 'n kroon. Jy het vergeet wat jou identiteit en jou gesag en jou autoriteit, wat wie vir jou gegee het. Ek dink van julle kan vanmôre hier vir my kom sê, julle het al hierdie stellings gehoor, by jou man, by vriende, iemand by die werk. Nee, sy wil mos op my kop sit. Nee. Sy wil op my kop sit. Dit is presies waar jy sit. Of sy dra mos die broek in die huis.
Ja, ek sou nou graag hierdie vir mans ook wou sê. Weet jy wat? Weet jy wat het ek gedoen, voor ek hier met julle kon kom praat? Ek het my man gevat. En dan praat ek nou van hierdie week. Dis ek, Joseph, sit daar. Die kroon het ons nou gepraat. Joseph, sit daar. Dis ek wil vandag vir jou sê, as jy ooit, ons is nou 53 jaar getroud, as jy ooit gedink het, in 53 jaar, dat ek sit op jou kop, of ek dra die broek, dan kies ek vandag om jou vry te spreek. I choose, want jy mag dit dalk nie gesê het nie, hy het dit nooit gesê nie. Ek het dit nooit by hom gehoor nie. Maar ek weet nie wat hy dink, of wat in sy hart was, of is nie. En voordat ek vanmôre vir jou kon kom sê, jy moet jou kroon weer optel, moes ek seker maak, dat in my lewe, op my lewenspad, want dis hoe vergifnis werk, dis hoe vryspraak werk. Die woord leer ons mooi, as jy net dink, iemand het iets teen jou, dink, dan moet jy na daai persoon toe gaan, en sê, ek dink, of het voel vir my, jy het iets teen my. Dit is so, baie van ons, almal, is nie een personality hier wat dieselfde is nie. Ons kan miskien bietjie soos mekaar sekere goede doen of optree. Maar jy is jou persoon in jou eie reg. En ek moes dit doen. En ek het dit gedoen. Elke ding wat ek vir jou aanbied, vir jou gee vanoggend hier, kom uit my lewe uit. Ek het dit nie in 'n boek gelees nie. Ek het dit beleef. Ek is deur dit. Ek weet hoe dit gevoel as my pa met 'n ander vrou by ons huis aankom. Ek weet hoe dit gevoel toe die tweede en die derde en die vierde vrou kom. En dan praat ek van 'n man van God. Hy woon in vandag, I honor him, I love him. Ek weet as kind, as jong dogter, 15 jaar oud, 16 jaar oud. Ek weet. En ek moes al daai goed vergewe. Om my kroon, wat ek verloor het, wat ek vergeet het ek het, weer te kon opsit. En herstel begin by waarheid. Herstel begin by waarheid. En wat is die waarheid? Wat is die waarheid? Die waarheid is dit. Dat jy en ek eerste
aan God behoort. Hy het sê oor jou en oor my. Wat hy van jou sê, wat hy van jou dink, dit is wat belangrik is. Ja, ek het vanmôre voor ek uit die huis uit is, toe sê ek vir Joseph, hoe lyk ek okay? Julle het ook laaste loer in die spieël gemaak. Jouself daai versekering te gee oor ek is okay. You know? Die waarheid lê daarin. Jy het 'n kroon. Die waarheid, wat het en wie het God jou gemaak en geskape? Die mens is nie geskape om kompeterend te wees nie. God het ons nie gemaak om dat ons 2 of 3 langs mekaar sit en kyk en sê, hoor hierso, ek is beter as jy, ek is mooier as jy, ek het darm al dit in die lewe bereik. Ek het by baie sterfbeddens gestaan in ons bedieningsjare. Baie sterfbedbegeleiding gedoen. Met hogere mense. En lagere mense. En weet julle wat het ek gesien? Dieselfde. By almal. Ek wil vanoggend net vir die Voice vroue sê. Dis nie een van ons wat beter is as 'n ander een nie. En mag dit in hierdie huis nooit anders wees nie. As jy nie 'n ander vrou se kroon net bietjie kan regskuif nie, moenie die oorsaak wees dat sy hom vergeet of verloor nie. En die oproep na my en jou toe vanoggend, in die waarheid van wat God se woord sê. Want waarheid maak vry. Hoekom dink julle, dink dit bietjie hier aan, hoekom dink julle, praat die woord van die Here, van die kerk, die globale kerk, as die bruid van Christus? Why? Die vrou. 'n vrou. Die vergelyking, die ooreenkoms van 'n vrou, die kerk. En dan kan die kerk tog baie keer so verdeeld ook wees. Maar ek wil vanmôre, wil ek vir jou sê, die antwoord, want ek het baie navrae gekry, wat bedoel jy by vrou, waar is jou kroon? Jy word gekonfronteer in 'n tyd soos hierdie. Dink net bietjie aan Ester. Koningin Ester, sy was nie 'n koningin daai tyd nie. Sy was 'n Joodse meisie en haar oom het vir haar kom sê, jy moet nou inskryf aan die koning soek 'n vrou. Dink aan hierdie pragtige jong dogter. Hulle skat haar, sy was omtrent 19 jaar oud. En sy moet instap as die redder van haar volk, in 'n posisie, wie sy nie eintlik was nie. Sy was net 'n vaal Joodse jong meisie. Sy het nie aanspraak gemaak enigsins op wel ek het hierdie kwaliteite nie. Al wat sy geweet het, is hoor Israel, die Here ons God, is 'n enige Here. Al wat Ester geweet het, I am called for a time such as this, to intercede for my people. En jy as vrou, jy wat 'n kroon het, in jou huis, waar jy is, by die werk, waar jy beweeg, jou identiteit in Christus, jy dra 'n kroon, jy het 'n kroon. En daar's net een
is net Jesus Christus wat my en jou kan help om die waarheid in dit te besef. Ek kan nie vir jou iets meer sê nie. Ek kan vanmôre hier vir jou baie goed vertel. Baie goed. Maar vir 'n tyd soos hierdie, vir waar die wêreld staan, vir wat in ons land aangaan, vir wat jy in jou eie hart weet, vir worstelinge wat jy mee het, en jy wonder, hoekom bly hierdie goed hier? Hoekom bly hierdie goed? You have to clean up your heart. You have to forgive. You have to take up your crown again. En ek dink nie dis baie moeilik om dit te verstaan nie. Dink aan goed waar jy kan dink, terugdink, waar jou kroon begin gly het, of waar jy besluit het, ek haal hierdie kroon af. My kinders hou nie van my nie, my man hou nie meer van my nie, my ouers hou nie van my nie, die skool hou nie van my nie, by die werk is ek net beteken niks vir niemand nie. Ek is lomp, ek is dik, ek is te lank, ek is te kort. Julle, moenie laat dit maak dat jou kroon skuif of val, of dat jy hom afval en jy vergeet waar jy hom neergesit het nie. God is still in control of our lives. God weet, hy ken jou hart. Jy het 'n kroon, jy is 'n kroon. Jy is dit. En die Here wil hê ons moet dit optel. En ek glo hy gaan ons help vanoggend om dit te doen. Vrou, waar is jou kroon? Dankie. Kom maar weg. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus, have it all. To you I bring my praise, my lips, my song, a living sacrifice as one reborn. Your life is now my own, your will is what I want. Jesus, have it all. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Oh, blessing and all honor, oh, majesty and all. Jesus, have it all. Jesus, have your church, your love, your bride, the joy for which you freely gave your life, radiant in white, washed and purified. Jesus, have us all.
Jesus, have your worth, your due, your song, the praise of every nation, tribe, and tongue. Let all that has been made glorify your name. Jesus, have it all. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. A blessing and all honor, a majesty and all. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. A blessing and all honor, a majesty and all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it King Jesus, have it all. Father, thank you, Jesus. Jesus has it all. En dis net hy wat kan herstel. Julle het elkeen 'n kroon ontvang. En ons het mooi gesien in die dans. Jy gaan kies. Hierdie is vrywilliglik wat ek nou vir julle gaan vra om te doen. Dis nie verpligtend nie. Ek was gehoorsaam en moes doen dit wat ek opdrag gekry het. Madeleine gaan sê vir die vroue, hulle het hulle kroon vergeet. You cannot crown them this morning. They have to pick it up themselves. Ek wil hê julle moet staan, sit jou kroon neer. Maak seker dat jy mooi kan sien wat hier op die skerm staan.
En jy het nog 'n geleentheid voor jy dit doen. Los jou kroon op die tafel. Just leave it there. En ons gaan 'n gesamentlike deklarasie maak vanoggend. As jy dit nie wil doen nie, dan kan jy sit. Want jy maak vandag 'n deklarasie voor die hemel. Voor 50 ander vroue teenwoordig. Teenoor die Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En teenoor jouself. Dat jy jou identiteit opneem. Dat jy weet wie jy in Christus is. En ek wil hê dat wanneer jy gereed is, en ek sal dit baie graag wil hê ons moet dit almal gelyk doen, tel op jou kroon. Tel op jou kroon. Tel op jou kroon. Hou hom so. Hou jou kroon. Draai julle almal moet lees daar. Wanneer ons gaan begin die deklarasie maak, dan sit jy jou kroon terug op jou kop. OK? Ek gaan tot 3 tel. Dan gaan ons dit gelyk kan doen, dat ons wil graag dit so ook op die kamera hê. Kan jy sien? Staan ek vir iemand? Almal sien? Deklarasie, right. 1, 2, 3. Vandag tel ek my kroon weer op. Ek is 'n dogter van die koning. Ek sal nie buig voor skaamte, vrees of moegheid nie. Ek kies om op te staan in waardigheid, krag en genade. Wat God op my hoof geplaas het, kan niemand steel nie. Vandag dra ek my kroon met doel, geloof en moed. Nou wil ek hê, beautiful like dit. It's beautiful. Ek wil hê jy met jou kroon net lig en dan noem jy jouself by jou naam. En jy sê vir jouself, jy noem jy op jou naam, sê jy net, Madeleine, ek is lief vir jou, en dan sit jy jou kroon terug. Baie dankie, julle kan sit. Ek dink as julle na mekaar kon kyk of kon sien wat ek sien vanmôre, dan kan jy nie anders as om in lof en dankbaarheid vir die Here uit te breek nie. Ek wil dit saamvat met Psalm 8 vers 5. Wat die woord van die Here sê, I've crowned you with glory and honor. En die gedagte kom by my, hierdie is nie 'n kroning van mevrou Suid-Afrika, of 'n kroning van die Queen van Engeland nie. Dis soos Madeleine gesê het, die een wat jou gekroon het voor die grondlegging van die wêreld, is die oppergesag, die koning van hemel en aarde. Nou wat beteken eer en heerlikheid waarmee ons gekroon het? Daai eer is waardigheid. En net die lam, die seun van God, kon ons waardig gemaak het. Ons kan dit nie bewerk nie. Ons kan dit nie verdien nie.
Al hierdie goed wat ons geleer het, dit kan dit nie doen nie. Hy het ons waardig gemaak. Die ander gedagte is heerlikheid. Heerlikheid spreek van sy konstante teenwoordigheid. Wanneer jy jou kroon op jou kop het, en jy verstaan, jy's 'n kroonprinses van die koning wat jou gekroon het, dan dra jy sy teenwoordigheid. Waar jy beweeg, waar jy werk, wat jy doen, wat jy sê, elke faset van jou wese is deurdrenk met sy teenwoordigheid. Jy release, jy laat vry die teenwoordigheid waar jy beweeg. Vir wat het hy ons sy teenwoordigheid gegee? Om daai koninkryk te bou. Om die koninkryk te dien. Ek wil hê julle moet na 'n laaste video kyk. Voor ons daarna kyk, wil ek net sê dat as ons dit klaar gekyk het, gee ek oor aan Adele en dan sal sy vir ons die bedankings doen. Baie dankie. Kyk gerus hoe kosbaar is hierdie. He gives you a crown. He puts it on your head. A crown of great authority. You have power to tread the enemy. You have authority. Authority over all the power of the enemy. You will rule over the enemy. You will rule over your flesh. You will rule over your life with authority. You will rule. Oh, you will rule. 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 You will
So, met daai wete kan ons net stil raak in dankbaarheid teenoor die Here, met die wete dat God jou as vrou gekroon het. En ek wil ook dankie sê vir die Heilige Gees wat vir ons besoek het vanoggend en elkeen se vrou se hart aangeraak het. Kom met lyn vra om by my te kom staan, ek wil net baie dankie sê vir vanoggend se woord, se inspirasie, bemoediging, jou hart, jou omgee hart vir ons. As dit 'n klein geskenkie vir waardering, want ons wil vir jou sê jy is baie kosbaar vir ons. Dat jy ons herinner het waar is ons kroon. En dan wil ek vir julle elke vrou wat vanoggend hier is, baie dankie sê dat julle tyd op sy gesit het om ons hierdie oggend 'n absolute wat sal my sê? Dis my woorde op. 'n sukses daarvan te kon maak. Ek wil met daai net laat elke vrou vir Charlene kyk, dat sy net 'n foto van ons almal kan neem asseblief. Julle lyk pragtig. Amen. Amen. Dan ook vir Marlene sê baie dankie vir jou lofdans. Julle, dit was nie net 'n bewegings nie wat sy gedoen het nie, maar dit is 'n uitdrukking van aanbidding en oorgawe en die teenwoordigheid van God. Dankie Marlene. Vir Leon en Charlene, vir Delaney, met die klank en tegniese hulp wat julle verleen het, baie dankie. Ek waardeer dit vreeslik. En Christof en Christel en hulle afwesigheid wil ek ook net sê, baie dankie. En dan gaan ek vir die span vra van Voice om elkeen op te staan asseblief. Leonora, Christa, Susara, Mimi, Pietro, Tilla, Anneke. Baie dankie vir julle bereidwilligheid en julle harde werk om hierdie oggend vir ons so spesiaal te kon maak. Dankie vir julle liefde en omgee, julle mooi harte. Ons waardeer dit baie. En daar Vandag tel ek my kroon weer op. Ek wat ek hier, oh beautiful like dit. It's beautiful. Let the hand of Jesus touch me. You know what? I know how
He touched me. Oh.